sit. Sien, ek het julle gesê, as mens nou rarig wil, kan mens ver gaan met hierdie liedjie. Dit was 20 minute terug wat ek gepraat het. Daar is 20 minute net so verby. Ek het op 'n oomblik gedink, soos, ja, nee, ek gaan my preek moet uittrek. Ons worship is te kort, nou sê ek soos, o, Jesus, wat sê ek nou? Daar's te min tyd. Family, ek hoop dit gaan goed met julle. Net so laaste gedagte voordat ek oorgaan in my woord en 2 gedagtes. Eerstens is, terwyl ek hierso voor staan en op en af loop, besef ek dat hierdie is soet, hierdie was lekker vir die van julle wat die voorreg gehad het, ons gebruik die Christian lingo om in sy teenwoordigheid in te gaan. Vir die wat dit dalk die eerste keer was, 10-1 was dit soos, wow, vir my, keer op keer, wanneer ek die voorreg het, om in sy teenwoordigheid te wees, is ek soos, Here, wow, dankie dat ek waardig is om hierdie te kan doen. Maar ek besef, hierdie is die gedagte, en hierdie wil ek vir julle sê vanoggend, hierdie is soveel soeter, alleen by die huis. Maar die probleem is, die aanval op ons tyd is huge, en ons gaan moet tyd maak. Die aanval op ons gedagtes, die distractions is ontelbaar. Ons gaan moet tyd maak vir dit. So, ja, okay, is julle gereed? Is julle reg om in die woord in te spring? Ek vra dat jy jou woord lekker naby het. Daar is so 5 skrifgedeeltes waartoe ons gaan blaai. Van hulle is 'n bietjie langer as ander. Maar vanoggend wil ek met jou gesels oor gelei na rus. Dis die titel van my boodskap. En ek wil eerstens begin met 'n baie bekende psalm. Meeste van die ouer mense, ek weet nie van die youngsters nie, ek het nog nie dit veel by die youngsters gehoor nie, maar meeste van die ouer mense kan hierdie psalm 10-1 quoteer. Van vers 1 tot vers 6. Weet julle al wat sê dit is? Daar sê, Armand, jy was heel eerste. Youngsters, jy represent hierso. Ek wil met jou deel vanoggend Psalm 23. Eerstens, hierdie is 'n baie bekende psalm. Ek wil jou vra om jou hart op 'n plek te kry waar jy nie dink jy het alles al gehoor nie. Vra die Heilige Gees op hierdie oomblik om jou hart oop te maak om die woord te ontvang. Want soos wat ek voorberei hierdie week, en hierdie is nie kritiek nie, maar hoor asseblief my hart. Soos wat ek voorberei hierdie week, besef ek dat soveel mense kan hierdie skrif quoteer. Is die mikrofoon bietjie te hard? Kan ons hom bietjie sagter sit asseblief? Dit voel vir my of ek op julle skree. Ek probeer hom al hoe verder vat, maar hulle het vir my gesê ek moet hom nader hou, want dan kan julle my emosie hoor. Is hy nou beter vir julle? Soveel mense kan hierdie skrif quoteer, maar ons loop nog steeds in vrees. En weer eens, soos ek gesê het, nou skielik voel dit so baie sag. Weer eens, soos ek gesê het, hier is nie kritiek nie, maar ek wil jou konstant vra jouself af, waar staan ek met hierdie skrif? Here, waar staan ek in verband met vrede? Hierdie skrifgedeelte voel ek kan amper 'n hele preekreeks wees, so ek gaan eintlik net op 2 verse fokus, maar kom ons lees hom vir die wat hom nie ken nie. Psalm 23, die titel van hom, die Here is my herder. Ons eintlik nou 'n prysie gehad het, en gehoor het wie kan hom quoteer. Die Here is my herder, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, dit vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Amen. Ek wil vanoggend op 2 spesifieke gedeeltes fokus. Eerstens, die heel eerste gedeelte. Die Here is my herder. Daar gaan ons gou spring na Johannes 10 toe. Jy kan jou Bybel so lank soontoe vat.
Jy kan daar oopmaak Johannes 10. Ons gaan 'n hele paar skrifgedeelte daarso gedeelte, skus Karen, ek het hom nie vir jou gegee nie. Daarso lees, net so vers vir vers. Ek wil gesels oor wie is hierdie herder, sy identiteit, en dan wat is sy rol? En dan die tweede gedeelte waarop ek wil fokus is, hy lei ons na waters waar daar rus is en na groen weivelde toe. Hierdie is die twee gedeeltes waarop ek gaan fokus. Soos ek sê, dit kan 'n hele preekreeks wees, maar kom ons gaan gou na Johannes 10 toe. Eerstens, kom ons lees die hele een, want anders gaan ek heeltyd verwys na 'n paar verse toe, van 1 tot vers 12. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur van die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagte oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Vers 4 is baie crucial. So as jy daarvan hou om notas te maak, wil jy nooi om notas te maak, as jy in jou Bybel nie 'n issue het om bietjie te teken nie. Vers 4 is baie critical. Kom ons lees dit weer. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom. Die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar vir hom af wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was nie, wat hy tot hulle gespreek het. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en hy vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. OK. Dit is nou 'n hele mond vol, maar dit voel vir my dis baie van selfsprekend hierdie skrifgedeelte. So kom ons fokus net gou op 'n paar key goedjies. Hierdie het ek gesê vers 4 is key, maar dit voel vir my vers 12 is die volgende sleutel waarop ek wil klem lê. Psalm 23 sê vir ons, die Here is my herder. Jesus kom en hy sê, ek is die goeie herder. En dan kom hy en hy sê, hy's nie 'n huurling nie. Met ander woorde, hy kom vat eienaarskap. So vir my vraag eenvoudig is, en die skrif was so van selfsprekend hierso, is, wat doen 'n huurling? 'n Huurling hardloop weg. So, kom ons probeer dit gou-gou 'n stukkie meer prakties maak. Op hierdie oomblik vertrou die Here my as herder van hierdie huis. Ek is die pastor, die herder, en julle is aan my toevertrou as skape. En ek het die voorreg om in hierdie tyd te kan lei, kos te kan gee, en ek gaan nou 'n bietjie meer klem lê op wat's die rol van die herder, maar Jesus kom en hy sê, hy is die goeie herder. En hier is die hoofklem van wat my werk is. Ek is die herder van hierdie huis, maar my werk is, julle kyk, daar's die goeie herder. Volg die goeie herder. So in die konteks van hierdie storie is dit so amper asof ek is die huurling. En dis nou nie my hart nie, hoor my asseblief, moet my nou nie hierna sleg hanteer of sleg aankyk nie. Maar in hierdie geval is die huurling, dis nie sy eiendom nie. So die oomblik wanneer die vyand kom en sy sê, "Church, julle,
ek is vinniger. Hulle sê mos as iets jou jaag, maak seker jy is net vinniger as die stadigste ou. Dan sit soos julle is die stadigste, hier gaan ek. Maar Jesus kom en hy vat eienaarskap, hy sê julle is myne. En hierdie is so crucial vir my en jou family. Die Here is my herder. Ek en jy het nodig om hierdie vas te maak. Die oomblik wanneer ons hom volg, sal hy ons nie laat gaan nie. Sê Romeine nie vir ons dat niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Niks. Hy noem 'n klomp goed daarop. Kan ons uit die liefde van Christus af weggryp nie. So eerstens is ons redder, ons herder is nie 'n huurling nie. En hy ken sy skape by die naam. As jy gaan kyk na wat's die Hebreë of die betekenis van shepherd, herder, dit beteken nie net dat hy een is wat voer nie, maar een is wat omgee, beskerm en hy lei hulle na intimiteit. So kom ek vertel julle gou 'n storie. So jare, ek lees hierdie storie raak en dit was vir my so goed gewees. Jare gelede was daar 'n toerist gewees wat in die Midde-Ooste gaan besoek het en hy kyk so, hy sit op 'n koppie en hy kyk so af en hy sien daaronder is 'n klomp skape en beeste en diere daaronder en hy sien aan die een groep is daar 'n man wat vooruit loop en die skape volg hom, maar hy sien ook in hierdie selfde storie dat daar's 'n man wat so 'n paar minute later agteraf gaan en hy jaag die diere aan en hy is nou nogal in verwondering rondom hierdie storie en daar sit toe per toeval 'n local daar so langs hom en hy vra hierdie local bietjie uit oor dit en hy sê, ja, dis eenvoudig, die een is 'n herder en die een is 'n slagter. Die een wat vooruit loop is die herder en die skape volg hom. Maar die een wat agter besig is om die diere aan te jaag en die go is die slagter. Hy wil die diere juist daar uitkry dat hy hulle vleis kan kry. Hy wil vir hom eet. Sien, wat's die punt van hierdie storie? Ons herder lei in liefde. So wanneer jy dalk dol gejaag word en angstig raak, dan moet jy die vraag vra, as jy besig om die herder te volg of word jy gejaag deur die slagter? Die realiteit is, die slagter is op ons keus. Dis hoekom dit so nodig is vir ons om net so 'n stukkie nader te wees aan die herder wat lei in liefde. Sien, die vyand wil ons kom dryf soos beeste, maar Jesus stap voor ons uit, want die woord sê vir ons, hy is die goeie herder, sy skape ken sy stem, hy stap hulle vooruit en hulle, iemand, volg hom. Weet julle is nie kinders nie, maar partykeer help dit net so om ietsie in te vul. So hierdie is, ek kan so lank praat en so baie praat oor die herder, maar hierdie is die paar punte wat ek vandag vir jou wil huis toe dryf, rondom, wie is hierdie herder? Wie is die een wat eienaarskap vat oor my en jou? Hierdie een het sy lewe gegee. Kom ons kyk gou na wat's die rol van 'n herder. Daar's heelwat meer, ek het 4 geïdentifiseer hierso. Eerstens, die herder voorsien. En die herder is die een wat 'n geleentheid skep om te voorsien. En hier spring ek myself voor, maar dit bou by al twee dele wat ek wil deel. So ek gaan nou weer verwys na dit. Het jy geweet, as ons kyk na Psalm 23 vers 2, sê hy, die Here is my herder, hy lei my na waters waar rus is en hy is dit eers groen weivelde. Ekskuus, hy lei my, hy laat my neerlê in groen weivelde en hy lei my na waters waar daar rus is. Julle geweet die konteks, cultural context van hierdie storie is dat die vrugbare grond was afgespan gewees en die boere wat met, kom ons sê nou meer in ons kultuur, die boere wat mielies plant en soja plant en al die lekker goed plant, het die lekker stukke grond gekry. So wat nou gebeur is, die herder was uitgejaag en die skape was, julle moet daar buite wees. Hierdie is die vrugbare grond, hierso moet ons kos voorsien, so gaan soek jou eie kos. So dis hoekom hierdie deel so crucial is, want waar die skape hulle self bevind, is nie noodwendig groen gras nie. Hulle is in die wildernis. Is julle met my? So kom ons, ek gaan nou verder cultural context fokus weer, maar wat is die rol van die herder? Hy voorsien. Ek gaan nou verder inkleer daar. Tweedens is, hy beskerm.
So Dawid kom skep vir ons 'n mooi voorbeeld in 1 Samuel 17 waar Saul hom kom klere wapenrusting aantrek, hierdie swaar wapenrusting en want hy moet nou vir Goliat aanvat. Hy het gesê ek steek my hand op, ek gaan vir Goliat aanvat. Ek gaan nie toelaat dat iemand my God se naam so sleg maak nie. Kom Dawid en hy maak die stelling nadat Saul vir hom al hierdie goed probeer aantrek. Hy sê vir hom, maar weet jy nie dat die dienskneg die leeu en die beer doodgemaak het nie? So Dawid kom stel vir ons 'n voorbeeld. As herder het hy sy lewe gegee om 'n leeu en 'n beer dood te maak. Ek weet nie, as ek hierdie stuk inkleer, ek weet nou nie hoe maak jy 'n leeu en 'n beer dood sonder om jou lewe te gee nie. Jy's op vir 'n fight. Dit's nie 'n klein jakkalsie wat jy bykom nie. Dis 'n leeu. Dis 'n beer. Ek het nou nog nooit 'n beer in my regte lewe gesien nie, maar kyk, ek dink dis 'n storie daai. Dis 'n fight. Dis 'n fight wat op is. Dawid kom lê sy lewe neer. Hoeveel te meer kom ons redder Jesus en hy kom gee ultimately sy lewe. Tot die dood toe het hy geveg en uit die doodheid het hy opgestaan. So hy kom voorsien en hy kom beskerm ons. Ek wil hierdie gedagte met julle deel terwyl ek preek voorberei, skryf ek hier. So ek's oortuig daarvan dat hierdie gedeelte van ons so bietjie bedreig is in ons raamwerk waar ons vandag is. Hierdie gedeelte dat God ons beskermer is, so 'n stukkie bedreig is want ons is gemaklik. Ek dink in die kultuur wat hierdie Psalm geskryf is die realiteit dat jy moes gefight het vir jou kos. Nou ons werk vir ons kos, seker 'n valid argument. Maar ja, ek voel ek het maar sommer net 'n gedagte wat ek met julle wil deel. So ons moet baie klem lê op hoeveel ons mediteer op hierdie gedeelte. Dat hy is ons beskermer. Derdens is hy ons geneesheer. Nog 'n stukkie interessante inligting. So die skape was geneig om soos 'n wurm in sy kop te kry en daai tipe goedjies. So wat die herder dan gedoen het is hy het hom gesalf met olie. Hy het soos 'n hele houer olie oor sy kop uitgegooi. Wat dan nou in essence die wurm versmoor het en hom gered het. Tweedens wat die herder gedoen het is die oomblik wanneer 'n skaap seer gekry het hy hom het hy sy been versterk en hy het hom gedra tot by die volgende rusplek. So die Here is ons herder, derdens is dan hy is ons geneesheer en dan vierdens hy is ons leidsman. Hy is die een wat ons vooruit gaan. Dis die rol van die herder. Hy lei sy skape. Hy ken elke stukkie van jou. Hy ken jou intiem. So hierdie quote het ek gelees, unless we know the shepherd, we will never trust his path. Okay, so nou gaan ons oor na 'n volgende area toe. Eerstens ons moet vasmaak, hy is ons herder, maar hierdie gaan ons moet gaan vasmaak. Ons gaan hom moet vra, Here, gee vir ons hierdie openbaring. Want dan moet ons besef, okay, as ons hom ken as 'n herder, gebeur daar 'n paar ander goedjies. Die herder sit nie stil nie. Die herder gaan. En nou moet ons volg. Want sy stem sê kom. So nou moet ons gaan. Let's go. So unless we know the shepherd, we will never trust his path. So waarheen lei hy ons? Hy lei ons na groen weivelde en na waters waar daar rus is. So in ander woorde, hy lei ons na 'n plek van rus. As jy weer eens gaan kyk gedefinieerd, wat beteken waters waar rus is? Dit is nie stil water nie. Water wat stil word vrot. Water wat stagnant lê word vrot en dit maak eintlik siek, dit bring skade. So met ander woorde, as ons nou weer gaan kyk na die kultuurkonteks, ek spring nou tussen 'n paar goed, ek hoop julle volg my. As ons nou weer gaan kyk na die kultuurkonteks van, hierdie was die vrugbare grond, hierdie is die boere wat mielies plant se grond, nou moet die herder die skape wat daar in die wildernis is, waar daar minder gras is vat, sekere rus weet net die herder waar ons dit kan kry. Die skaap het nie 'n klou om daar uit te kom nie. In die wildernis is die skaap daar soos ek is honger. Baie keer ons ook, ek is honger. Nou gaan kry vir jou kos, waar? Ek weet nie waar nie. Maar die herder weet presies waartoe om te gaan, om gras te kry, om voedingswaarde te kry. Die herder weet presies waar om water te kry, wat lewe bring. En nie net water wat skade maak nie, water wat lewe bring.
Weer eens 'n paar quotes. The sheep couldn't see the pastures, but the shepherd knew where to lead them. Rest is not the absence of trouble, but the presence of a shepherd. Dallas Willard. Maak die stelling, ek gaan dit weer lees. Hy sê, rest is not the absence of trouble, but the presence of the shepherd. So in essence, as ons gaan kyk na Psalm 23, vers 1 en 2, die Here is my herder. Ek en jy, ek het hierdie al keer op keer gesê, ons gaan ergens 'n staan moet maak. Gaan ons hom volg as ons herder? As ons nie doen nie, moet ons weet, ons gaan hardloop van die slagter af. Vir die wat hardloop, net die goddeloses hardloop wanneer niks hulle jaag nie. Net so 'n stukkie inligting. Iemand sê in die week vir my, ons het 'n Presence Running Club stig. So ek soos, nee maar lekker. Net die goddeloses, nee, ek grap. Ek is nie 'n fan van hardloop nie. Die wat hardloop, sê nou jou van hardloop. Nee maar lekker. En die Here is my herder. Hy lei my na groen weivelde toe. So ieder ons staan en ons volg die herder of die slagter jaag ons. Kie. Ek gaan dit heeltyd dalk sê. En dan tweedens moet ons die vertroue hê dat wanneer ons hom volg, ons is in die wildernis. So family, boetie, sussie, jy bevind jouself dalk in die wildernis. Dis dalk juis nou hoekom jy staan moet maak om hom te volg. Want die skape was nie in die vrugbare grond toegelaat nie. Vrugbare grond was vir die wat mielies geplant het. Ongelukkig kom word ons en ek ingesluit vergelyk met skape. Ons is daar in die wildernis. So nou het ons 'n herder nodig. En ek en jy het vandag nodig om daai vas te maak. Here, is U my herder of nie? Net jy kan voor die Here staan. Hier is dalk 'n basic woord vandag, maar ek wil jou regtig nooi tot op 'n plek wat jy vir die Here vra. Here, is ek op hierdie oomblik besig om 'n herder te volg wat U is, of hardloop ek? Jy kan jouself dit vra. So hoe lyk rus? Twee gedeeltes waartoe ek net wil verwys. In 1 Konings 19 sien ons dat daar's 'n profeet met die naam Elia. Ons het vanoggend hom gehad. In die gathering daarso ook het ons gepraat oor hom. Sien ons 'n profeet met die naam Elia. So in 1 Konings 18 het daar 'n amazing, profound, crazy ding gebeur. Hierdie profeet het in 1 Konings 18 450 Baal-profete aangevat. En hulle het hierdie hele ritueel gehad en hierdie ander profete het vir 'n dag lank, dink 'n dag en 'n nag, as ek maar sommer daai woord kan ingooi, dit voel soos 'n ewigheid gestaan en aanbid en allerhande rituele op die tafel gesit dat hulle God moet reageer. En Elia soos, okay, dis nou my beurt. En hy sit alles op die tafel wat die Here hom na lei toe om te doen. En dit gebeur toe dat sy God opdaag. En Elia kom en hy slag 450 profete, Baal-profete op die plek. Net daarna sê dit, hy het vooruit die perde strydwaans gehardloop, die Here het sy bene versterk. Hierdie man kan ons net ooreenkom met crazy goed gesien so pas. Is julle met my? Stem julle saam, dis crazy goed? Vir my is daai soos, wow. 4 uit die hemel uit, tweedens, hy het voor die perdekarre uitgehardloop, daai is nogal, mag het so wees vir julle ook wat hardloop. Maar in 1 Konings 19 kom hy op 'n plek waar hy moeg is. Hierdie so rukkie terug het die Here met my kom deel rondom dit. 1 Konings 19, dink is vers 4, sê hy vir die Here, Here, kom vat my lewe, ek's moeg. Want Jezebel is op my keus, sy wil my lewe neem, sy wil my doodmaak. Het hy nie nou net 450 profete verwoes nie, geslag nie? In 1 Konings 19 raak hy moeg. En ek dink is in vers 5 of 6 kom die woord en hy sê, hy het onder 'n besembos gaan lê en daar het hy in die slaap geraak. En die woord sê, die engel van die Here het opgedaag, hy het vir hom 'n brood, hom wakker gemaak, hy het vir hom gesê, staan op en eet, hy het vir hom brood daarso gegee, nog 'n miracle, wat uit die hemel uitkom, het letterlik die engel van die Here Jesus kom en hy gee vir hom brood. En hy slaap weer en hy maak hom weer wakker en hy sê vir hom eet, want die journey vorentoe is lank. Julle, ek wil julle nie kom demotivate, maar ons journey is nog nie verby nie. Ek en jy het nog 'n lang journey wat voor lê, tot die Here ons kom haal.
Ek en jy kan nie bepaal is dit vandag of môre nie. So daarom moet ons voorbereid wees, die journey is nog lank. Maar die realiteit is vandag is van ons dalk moeg. En hierdie is dalk die minste geestelike ding wat jy dalk al gehoor het, maar jy het dit 10-1 al gehoor. Miskien moet jy 'n tree teruggee en net gaan slaap in die teenwoordigheid van God. As jy moeg is, want ek besef ons word vandag gedryf deur 'n besige agenda. Van julle het, dis nie almal nie, van ons het regtig dalk nodig om 'n tree terug te gee. Die teenwoordigheid van die Here in te nooi en te slaap. En te eet. Moenie vas nou nie. Eet, kos is lekker. En dan weer te slaap en weer te eet. Maar tweede geleentheid waartoe ek wil gaan, wag, kom ek deel eers met julle hierdie stalkie wat ek raak gelees het. 'n Jong predikant het eendag vir 'n ouer predikant gesê, hy sê, ek voel ek wil net opgee. Die ouer predikant kyk toe terug na hom en hy sê vir hom, voordat jy enige groot besluit neem, eet iets en gaan slaap 'n bietjie. Jy is nie verslaan nie, jy is net moeg. Hierdie is dalk 'n stukkie hoop vir jou vandag. Jy is nie verslaan nie. Jy is dalk net bietjie moeg. God se rus kom altyd voor sy openbaring. En dan die tweede gedeelte waartoe ek jou wil lei, van ons is dalk in hierdie journey. In Joshua 3 vind ons ook 'n vorm van rus. En ek moet begin kyk om klaar te maak, maar in Joshua 3 is die gedeelte waar Joshua nou die groep in die beloofde land inneem. So met ander woorde, as ons kruisverwys gou, Deuteronomium 12 vers 8 tot 10 sê, dat jy sal rus wanneer jy die beloofde land ingegaan het. Hebreërs 4 vers 8 praat ook van 'n belofte van rus. En hy sê, rus is hierdie. Om op te hou probeer God se aandag kry, en net te leef in die teenwoordigheid wat jou lei. So hierdie is dalk die ander rus wat van ons nodig het. Jy het dalk al geslaap, jy het dalk te lank al geslaap. Jy moet dalk nou opstaan en beweeg. Maar Joshua vind hom in self in 'n posisie waar die woord van God sê, okay, ek gaan skuif, ek gaan nou gaan, kom ons lees dit. Ek is nou besig om hier 'n paar goedjies te hap en ek lyk of ek julle de mekaar maak. Joshua 3 vers 3. En aan die volk het hy bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want julle het gister en eergister nie met die pad getrek nie. Dalk, en ek sê nou die woord dalk, want ek wil dit nie accusation laat klink nie. Maar jy kan gaan vra, is dit ek? Dalk word jy deur die slagter gejaag op hierdie oomblik, omdat jy nie agter die teenwoordigheid aangetrek het nie. Vers 5. Verder het Joshua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle kom doen. Okay, so wat sê ek hiersom? Partykeer is rus om agter die teenwoordigheid, nie partykeer nie, ek wil eintlik sê elke keer. Hierdie is wat rus is, kom ek retrace my woorde. Hierdie is wat rus is, om agter die teenwoordigheid aan te loop, agter die teenwoordigheid aan te trek. Jy tree in God se rus in, nie deur eerste te veg nie, maar om eerste die teenwoordigheid te volg. So hier is dan nou ook 'n key moment. Die Here is my herder. Hy lei my na groen weivelde, hy lei my na waters waar daar rus is. Hoe kry ek en jy rus? Ons moet die herder volg. En in vandag se tyd moet ons so 'n bietjie nader aan die herder loop as wat gewoonlik oukei was. Want die realiteit is, die slagter maak homself baie groot, en met hoe meer mense ek praat, hoe meer besef ek, die slagter is 'n groter realiteit as die herder op hierdie oomblik. Family, hier is 'n eenvoudige woord, maar hierdie is waartoe ek jou nooi as ek kyk om hierdie ding te land. Eerstens is, Jesus lei altyd, selfs al sien jy nie die groen weivelde nie. Hy
is die goeie herder. So hier is my vraag wat ek jou wil vra. Waar is die herder heiliglik in jou lewe? Die herder is nie agter jou nie, hy is voor jou. Tweedens is, Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. So vir my en jou om sy stem te ken, veg nabyheid. Ken jy nie sy stem nie? Wanneer laas het jy tyd gemaak vir hom? Daar's sekere goed wat ek jou hierso kan met deel, sekere feel good goed wat ek hierso kan deel, maar die realiteit is, sy stem, ek kan met jou deel wat hy sê hierso, maar sy stem vir jouself gaan jy hoor, deur dit naby te wees. As ons kyk na daai, en nog 'n stukkie inligting. In die Midde-Ooste bring verskeie herders hulle troppe na dieselfde drinkplek. Wanneer hulle vertrek, roep elkeen hulle eie skape, en die skape volg net die stem van hulle eie herder. So hier is die derde ding. Eerstens is, Jesus lei altyd, al sien jy nie die groen weivelde nie. Tweedens is, sy skape ken sy stem. Derdens is, Filippense 4 vers 6 kom Paulus en hy sê, die vrede van God sal julle harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Sal julle gedagtes bewaar. Die vrede van God in essens sal julle lei. Vrede is 'n wag, nie net 'n gevoel nie. En dan laastens word ek en jy gechallenge. Wanneer ons gerus het, moet ons gaan. Soos in Elia se geval, hy het geslaap, en ek het gesê, dalk het van julle nodig om dit te doen, want jy is moeg. Jy is nie oorwin nie, jy is net moeg, maar ergens moet jy gaan. Psalm 23 eindig en hy sê, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ek en jy word uitgestuur na 'n leefstyl van sy teenwoordigheid ken, om sy stem te volg. So kan ek julle vra om sommer net daar waar julle is, julle oë toe te maak. En ek wil jou vra om die Heilige Gees hierdie volgende vraag te vra. Jesus, Heilige Gees, waarheen lei U my om nou te rus? Tweedens is, vra die Heilige Gees om vir jou te wys, waar probeer jy loop sonder die herder? So laaste gedagte, groen weivelde is dikwels versteek. Net die herder ken die pad. So as jy groen weivelde nodig het, het jy nodig om die herder te volg. Want die woord sê vir ons, hierdie is wie hy is. Dit is 'n natuurlike ding wat uit hom uitvloei. Die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Hy lei my na groen weivelde. Hy lei my na waters waar daar is. Ek wil ook geleentheid gebruik, sodat terwyl julle oë so toe is, wees bewus van die Heilige Gees. As daar iemand is wat op 'n punt is van jy's rarig moeg, kan ek jou vra om te staan. Ek wil graag die geleentheid gebruik om saam met jou te bid. Dalk voel jy was op 'n plek wat jy nou al so lank gehardloop het. Jy het die herder somewhere along the line verloor. Jy het geweet die herder is op pad soontoe. En jy het vir die herder gesê, ek kry jou daar. Maar somewhere along the line het hy net dalk so detour gevat. Dat jy nie noodwendig hom gevolg het nie. So kan ek jou vra om te staan as jy op 'n plek is waar jy 'n gebed nodig het. As het iemand wat staan, gaan nog so 'n oomblik gee. Ons het 'n paar family wat staan.
Here, dankie vir die voorreg wat ek het om vandag vir ons family te kan bid. Here, U woord sê dat U verkoop ons siele. U kom gee vir ons lewe, U kom gee vir ons vreugde. U is die een wat ons kom volmaak, U is die een wat vir ons rus gee, U is die een wat vir ons substance gee, wat ons aan die lewe hou. Here, en ek wil vanoggend vir elkeen kom bid wat staan. Dankie vir vrymoedigheid, om te sê, Here, ek het dalk net so 'n stukkie distracted geraak. Ek weet elkeen se storie is anders. Van ons is op 'n plek wat die lewe op hierdie oomblik vereis 'n hoë pas. Maak nie saak wat ons doen nie, ons kry dit nie beplan nie. Ek vra, Here, dat U as herder sal kom en elkeen wat staan op hierdie oomblik, maar ook elkeen wat sit sal kom lei. Here, dankie dat U naby is. Versterk elkeen wat staan, elkeen wat op hierdie oomblik in hulle harte uitroep, Here, ek het U nodig, ek bid dat hulle die herder sal vind. In die naam van Jesus, seën hulle, Here. Vou hulle toe met U liefde, vou hulle toe met U genade, vou hulle toe met wie U is, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Family, hier is laaste gedagte net wat ek met julle wil deel. Laaste ding eintlik van my kant af. Wees op 'n plek in vandag se tyd. Die van julle wat op general chat is, ek sal so 'n bietjie 'n gedagte wat ek op die gebiddersgroep gedeel het gisterand met julle daar deel. Ek het 'n eenvoudige vraag vir ChatGPT gevra. Wie van julle gebruik ChatGPT? Dis heelwat, maar hier's heelwat wat dit nie gebruik nie. Dis 'n bittersoet. Aan die bitterkant is soos, julle mis uit. Die soetkant is, moenie dit doen nie. Dit breek mense critical thinking af. Ek vra vir ChatGPT, dis iemand, ek het dit obviously al gesien en gehoor. As jy die duiwel was en jy wou hierdie wêreld oorgevat, of die volgende generasie gesteel het, wat sou jy gedoen het? Julle, die antwoord is shocking, want dis wat besig is om te gebeur. Dis wat ons huidiglik sien rondom ons gebeur. Ek gaan dit op die general chat share. Hoekom deel ek nou daai gedagte? Dis vir my en jou verskriklik belangrik om naby aan die herder te wees. Ek kan nie vir jou naby aan die herder wees nie. Ek kan nie vir Alwyn, vir Chrissy, vir elkeen van julle naby aan die herder wees nie. Ek kan julle lei na hom toe, ek kan julle wys na hom toe, maar jy moet naby aan die herder wees, sodat jy sy stem kan ken. Want dit voel vir my die slagter is op hierdie oomblik so opgeblaas, dat sy stem baie harder is. En dis amper meer realiteit is, as die herder. So ja, bless julle, dankie dat julle hier was, ek is lief vir julle, en ons sien julle weer.